Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, my verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen en amen. Here, dankie dat ons op hierdie dag, Here, kan stil raak voor U in blydskap en U kan bewonder, Here, oor U grootheid, oor U almag, Here, oor U genade. Here, U is werklik die Here, die Almagtige. U is werklik die skepper van hierdie heelal, die heerser van U eie skepping, die koning van heerlikheid. U is 'n God van wonders, Here, en ons verklaar dit vanoggend. U is God van wonders. Deur U doen wonders, Here, uit die almag, uit die hemel uit, Here. U doen wonders, Here, deur U wonder van Jesus, doen U genesings, Here, U doen reddings deur die bloed van Jesus. U is regtig 'n God van, Here, God van wonders. En ons bid vanoggend, Here, ek bring vanoggend weer vir Jeremy van Pietermaritzburg, Here, wat gister in 'n rugbywedstryd beseer is, die nek gebreek is, Here, en daar geen gevoel is van die nek af tot by die voete, tot by die tone, is dit dood. Here, ons bid vir U genade. Ons bid, Here, U genade is genoeg, Here, U genade wat ons red, Here, dankie, raak hom aan deur die wonde van Jesus, Here, in U genade. U sê in die woord, U genade is genoeg vir ons, Here, raak hom aan. Maak, Here, dat dit wat dit is amper onverklaarbaar, hoe het dit gebeur, Here, want as ons begin tegnies raak oor rugby, Here, dan moes hy aan die verkeerde kant, hy was 'n loskop, en 'n loskop gebeur dit nie sommer nie. So, Here, dit is 'n raaisel hoe dit gebeur het, maar net so, Here, laat dit net so 'n raaisel wees vir medisyne, hoe hy genees. Here, hierdie is 'n goeie dag, 'n goeie tyd, Here, vir genesing om U te openbaar aan hierdie wêreld. Here, 'n verlore en stikkende wêreld, 'n wêreld wat nie hoop het nie. Gee vir mense hoop, gee vir 'n familie hoop, kinders van U, gee vir hulle hoop, Here. Here, ek bid vir elke ander een, Here, in hierdie tyd. Ons noem maar net die groot gevalle wat ons weet, Here, maar daar is soveel ander mense, Here, wat siektes het, gewone siektes het, Here, verkoues en griepe het, en bronchitis en al daardie goed, Here, dankie dat U genesing ook bring vir hulle. Dankie, Here, dat dit goed gaan met U kinders. Dankie, Here, dat U kinders versorg. Dankie, Here, dat U hulle beskerm, dat U hulle in U hand hou. Dankie, Here. Here, ek bid ook vir hulle wat so getrou is, wat in hierdie laaste maand getrou was, Clint en Elsabie, Janiel Wit, die vriend in Christus, Zenmarie, Gansbaai, iemand met die naam, of met die, nie naam nie, met die verwysing Gansbaai, en Here, soveel ander wat geen verwysing is nie, wat net 'n bedrag is, wat getrou is aan U. Dankie, Here, dat ons die
middelpunt kan wees, die aangee na die vrugbare grond toe, en dat daar geen sent, geen saad in 'n sak lê iewerster in 'n bank nie, dat alles in vrugbare grond is. Seën elkeen ooreenkomstig u rykdom in Christus, en dankie Here vir u goedheid en u genade. Spreek met ons vanoggend, Here. Ons is opgewonde om te hoor wat sê die Here. Spreek met ons in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Prys die Here. Right. So 'n bietjie uit die pad uit gestaan, ek weet nie of jy dit mooi kon sien wat op die skermpie is nie, dis bietjie donker lyk dit lyk 'n bietjie donker, maar dit is kies die goeie deel, en die skrifgedeelte is uit Lukas hoofstuk 10 vers 38 tot 42. Wat het Jesus regtig bedoel met kies die goeie deel? Dankie Here. Kom ons begin voor iewerster. Op 'n dag kom Jesus in die dorp aan waar Martha gewoon het. Nou ons weet nie presies wat 'n dorp dit is nie. Daar's baie raaiskote en sommige mense meen dat dit is in Betanië naby Jerusalem. Want in Johannes 11 dan lees ons weer van hierdie twee susters Martha en Maria in verband met die dood van hulle broer. Wie is hulle broer wat daar doodgaan? Lazarus, né? En dit was in Betanië. So, of hulle het in Betanië gebly, of hulle was daar vanweë Lazarus se siekte gewees. Maar hoe dit ook al sy, dit maak nie saak of hulle daar gebly het of weet nie, en wat dit dorp dit ook al is nie, op 'n dag het Jesus in hulle dorp aangekom. Nou kan ons net vir die interessantheid 'n vraag vra, hoekom het Jesus juis Martha se huis besoek? As haar hele dorp is vol huise, hoekom het hy na hierdie een huis toe gegaan? Baie sal sê, want hy is bevriend gewees met hulle was sy vriende gewees, maar, ekskuus net 'n oomblik. Die antwoord op hierdie vraag is ook in hoofstuk 10 vroeër dalk. Daar lees ons hoe Jesus 70 disippels uitgestuur het, 2. Hy het hulle gestuur na elke stad en plek waar hy self later sou kom. Wat het toe gebeur? Jesus het vir hulle duidelike instruksies gegee vir daardie 70 disippels. Hy het gesê, in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers, baie belangrik, vrede vir hierdie huis. Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het. Eet en drink saam met hulle. En sê vir hulle, die koninkryk van God het naby gekom. Maar watter stad hulle julle nie ontvang nie, gaan uit op die strate en sê, selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af. Amen. So, dan kan ek sê, waarskynlik was 2 van hierdie disippels van Jesus al eerder in die dorp van Martha gewees. En is hulle verwelkom en ontvang deur die 2 susters
en is 'n maaltyd voorgesit, want hulle is hierso vir al die ene, hulle het gehou van kos maak. Jesus is alweer besig om kos te maak. En nou dat Jesus op sy reis ook by hierdie dorp aankom, volg hy op wat sy disippels al voorberei het. Hulle het heel moontlik vir Jesus deurgegee, die mense van hierdie huis staan oop vir die evangelie, en hulle is gasvry, en hulle het ons gevoed. En so is Jesus nou self op besoek by hierdie susters, Martha en Maria. By, soos die teks aandui, die huis wat aan Martha behoort het. Baie belangrik dat ons dit raak sien daar, dat die huis het aan Martha behoort. Dus daarom is sy so op die man af. Daarom verbaas dit ook nie dat sy dat Martha die een is wat na 'n rukkie haar suster uit die geselskap gaan haal met die versoek om haar in die kombuis te kom help. Want sy was die baas van die huis. Dit was haar huis. Wat eintlik ook hier gebeur is, as ons van vers 38 tot 42 lees, dan kan jy sien sy vervies haar, want sy fluister nie in Maria se oor nie, wanneer kom jy bietjie kombuis te kom help my? Nee, glad nie. Saggies in haar oor of enige iets nie. Sy praat sommer met Jesus en sê vir hom, sê vir haar dat sy my moet kom help en nie hier moet sit nie. Maar dan is daar so die reaksie van Jesus. Sy sê vir my suster om my te kom help. Jesus sê vir haar, Martha, een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies. Hy sê vir Martha, een ding is nodig, en Martha het die goeie deel uitgekies. Wat wou Jesus daarmee bedoel? Wat het hy daarmee bedoel? Moet ons dan nie fliks wees nie? Moet ons liewers onsself terugtrek, dat ons 'n stil lewe lei? Dit is in Calvynse tyd, die Romeinse teoloog het in Calvynse tyd gesê, Martha simboliseer die alledaagse lewe, die besige wêreld, maar Maria, het hierdie Romeinse teoloog gesê, maar Maria simboliseer die lewe in die klooster. Die beste lewe is in 'n klooster, weg van die geraas van die alledaagse lewe. Daar kan jy soos Maria aan Jesus se voete sit. Daar kan jy 'n soort engelagtige bestaan voer. Dit is wat hulle gesê het, want elke dag se drukte trek jou weg van die hemel af. En ja, dit klink nogal op die oog af na waarheid. Maar dit is nie wat Jesus bedoel het nie. Jy kan jouself tog nie heeltemal onttrek aan al die sorge en die probleme van hierdie lewe nie. Jy kan nie, dis onmoontlik. Dis maar so ook ekskuus. Dis ook nie so dat Jesus glad nie behoefte aan 'n maaltyd gehad het toe hy daar gekom het nie. Daardie dag het hy daai twee susters besoek, want hierdie twee is ontvanklik. Hulle is gasvry en hulle gee vir jou kos. Dit was die verslag wat hy gekry het. Jesus het ook nie gemeen dat jy moet geen tyd in die kombuis spandeer nie.
toe Jesus sê, jy Martha is besig, is besorgd en verontrus oor baie dinge, maar Jesus sê, Maria het een goeie ding gekies, die een goeie ding gekies. Wat het sy verkies? Sy het verkies om aan Jesus se voete te sit. Ekskuus, ja, ek hou aan om te hoes nou, dit is baie irriterend nou. Jesus sê vir haar, sy het die goeie deel verkies. Dit is goed om besig te wees. Jy kan nie jou losmaak van al hierdie dinge in die wêreld nie. Maar daar moet 'n tyd wees wat jy stil raak. Stil raak en aan die voete van Jesus sit en luister. Dit is wat hy gemeen het. Daar is 'n tyd om te luister, 'n tyd om besig te wees, maar 'n tyd om te luister. Maria het die goeie deel uitgekies. Die goeie deel om te luister. Die Here sê, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar onthou, ek gaan nie vir altyd in julle midde wees nie. Dis wat die Here hier gesê het, want hy was op pad Jerusalem toe, op pad om, baie mense het gedink, hy het op pad om die koning te gaan word, om die troon te bestyg, maar hy was op pad na Jerusalem om te sterwe, om gekruisig te word. En dit is wat Jesus wou sê. Jy is besorg oor baie dinge, maar onthou, ek gaan nie vir altyd in jou midde wees nie. Luister na my. Dan het jy die goeie deel gekies. Luister na my, kom sit hier en kom luister hier by my, want ek gaan nog net 'n rukkie saam met julle wees en dan nie meer nie. Soos ek nou hier in jou huis sit, sal ek nie weer in jou huis sit nie. Ek sal van julle weggeneem word, maar jy moet nou, soos Maria, goed na my woorde luister. Dit is die goeie deel wat sy kies, om na my te luister, terwyl ek by julle is. Want ek sal weggeneem word van julle, maar my woorde sal nooit van julle weggeneem word nie. Dit is die goeie deel. My woorde sal nie van julle weggeneem word nie. Ons moet verstaan dat hierdie gedeelte is nie soseer 'n teenstelling tussen die aarde en die aardse en die hemelse, tussen 'n lewe in die wêreld en 'n lewe in die klooster nie. Dit lê die aksent op die woord van Jesus. Daardie Romeinse teoloë was absoluut, hulle het dit misbruik om hulle saak te bevorder. Dis hoekom Jesus na die aarde gekom het. Hy het nie in die eerste plek gekom om sodat die mense hom sou bedien soos 'n koning nie, maar dat die mense na sy
woorde sou luister. Dit is hoekom Jesus na die aarde gekom het. Nie om gebedien te word soos 'n koning nie, maar om na geluister te word. As ons na al sy woorde luister en dit bewaar, dan is hy bly. Dit is die belangrikste, Here, om na u te luister en die woorde te bewaar. Martha hoef hom nie soos 'n koning te behandel het nie. 'n koninklike maaltyd voor te sit, as dit ten koste gaan wees van die geleentheid om na hom te luister nie. Baie belangrik. Moenie iets doen, al is dit die goeie, al lyk dit soos dit wat nodig is. Nie as dit ten koste gaan wees van die geleentheid om na Jesus te luister nie, dan is dit nie die moeite werd nie. Ook hiermee sê die Here ook nie, en ek ook nie, dat spesiale behandeling noodwendig verkeerd sou gewees het nie. Ons lees later hoe die einste Maria die voete van Jesus met kosbare nardussalf gesalf het. Daar het haar dientjie verander. Toe kom sit sy by Jesus se voete en sy salf Jesus se voete. As 'n mens 'n teks uit die Bybel wil toepas, is dit baie belangrik om na die historiese konteks te kyk. Ons lees baie dinge in die Bybel en dan wil ons dit toepas, maar dit is belangrik om na die historiese konteks te kyk. Wat het die Here Jesus bedoel daardie dag toe hy met Maria en Martha gepraat het? Wat wou die Heilige Gees sê toe hy daardie gedeelte deur die evangelis Lukas laat opskryf het? As 'n mens die historiese konteks in ag neem, as mens dit nie in ag neem nie, kan jy dalk 'n toepassing uit hierdie gedeelte maak wat nie waar is nie. Dan loop jy die risiko om iets daarin te lees wat Jesus nie bedoel het nie, soos wat die Romeinse teoloë in Calvynse tyd gesê het. Dit het die Romeinse teoloë uit Calvynse tyd gedoen. Hulle het hierdie gedeelte misbruik om 'n kloosterlewe aan te prys bo 'n lewe in die wêreld. Maar dis nie wat Jesus bedoel het nie. Hy het nie bedoel 'n teruggetrokke lewe jy moet 'n teruggetrokke lewe hê en los wees van die wêreld nie. Inteendeel, hy het bedoel 'n lewe met die woord as kompas, waar binne hierdie wêreld om alle gesprekke van hierdie wêreld te hervorm. Hervorm jou gesprekke, dinge wat gesê word in die wêreld. Ja, daar is tye wat mense moet bedien, maar daar is ander tye wat hulle ook na die woord moet luister. En daar kom ook tye dat hulle, soos Maria, wat is Maria, is dit nou, wat onder die woord sit, by Jesus se voete sit, wat sy sal moet opstaan, moet uitgaan, die hande uit die moue steek en die woord hande en voete gee. Daar kom daai tyd ook, jy help nie, jy sit net onder die woord en jy kom nooit in beweging daarmee nie. Vir sommige verteenwoordig Martha die huisvrou, wat as 'n soort slaaf al die huishoudelike eentonige werk moet doen, en Maria verteenwoordig die vrou in die amp,
wat met die woord besig is. Maar moet ek dadelik sê, hierdie toepassing misbruik die teksgedeelte om 'n hedendaagse aanvaarbare denkrigting te verdedig, net soos daardie Romeinse kerk in Calvynse tyd gedoen het om daardie kloosterlewe te verdedig. Martha was nie 'n soort slaaf nie. Sy was juis die meesteres van die huis, die baas van die huis. Ook keer Jesus Martha se bedrywighede nie af nie. Hy het nooit gesê dit is verkeerd ook nie. Hy maak net vir haar duidelik dat hy nie in die eerste plek in haar huis gekom het, waarvoor? Om koninklik onthaal te word nie, maar dat hy gekom het om die woord met hulle te deel. Dit is wat Jesus doen in hierdie gedeelte. Hy kon nie sê julle is verkeerd om in die kombuis te werk nie, moet hierso kom sit nie. Die Here kon sê net, ek het nie gekom om bedien te word nie. Ek het gekom om dat julle die woord kan hoor. En wat sal die beste deel wees om te kies nou, is om hier te kom sit en te kom luister by my. Die Here wou gesê het, julle moet nou eers tyd maak om na my te luister, want lank sal hy nie meer in hulle midde wees nie. Dis daarom dit so belangrik was. Neem jy, vra die Here vir jou die vraag vanoggend, neem jy die tyd soos Maria om aan die voete van Jesus te sit? Wat beteken dit? Neem jy die tyd om te luister na die Here se woord? Aan sy voete sit is 'n luisterhouding waarmee jy rustig en ontvanklik vir God se woord waar jy rustig en ontvanklik vir God se woord word. 'n Luisterhouding. Sit stil by sy voete. Maar met ons besige lewens gebeur dit
ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Amen. Sit aan Jesus se voete en luister. Sit aan die voete van die kruis en sit aan die voet van sy hemelse troon. Sit net en luister. Dit voed jou, dit gee jou krag en om dankbaar weer te wees daarna. En om die hande uit die moue te steek in diens van ons opgestaande Heer en Koning. Dit het soveel goeie uitwerking. Word stil, ordentlik stil. Kom in hierdie luisterhouding van sit en luister. As jy staan, is jy so half mos besig en ja, ek is besig, ek kan nie baie stil staan nie, ek wag net vir daai gap om te hardloop, maar as jy sit, dan neem jy 'n posisie in van luister. Sit en luister daagliks by die voete van die Here, want terwyl hy nog met jou spreek, terwyl hy nog by jou is. Kies die goeie deel, Martha. Kies die goeie deel soos Maria, om stil te word en te luister na my woorde. Het is lekker om dinge vir die Here ook te doen, maar dit is belangriker om ook te luister. En die Here verwag van ons die belangrikste, die goeie deel. Kies die goeie deel om te luister wat die Here sê en te doen wat die Here sê. Dan het jy ordentlik geluister. Amen. Toe, prys die Here daarvoor. Kom ons sluit die oë. Kom ons sê vir die Here, Here dankie. En besluit vandag. Sê vir die Here, Here, ek wil vandag besluit ek om die goeie deel te kies. Vader, ek kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe en ek kom sit by U voete, Here. Ek sit nou al vir 40 minute wat U gespreek het. Vanoggend sit ek aan U voete, Here, in 'n luisterposisie soos Maria, en ek luister. Here, hiermee wat U vanoggend gesê het ek opnuut besluit, Here, om dit U woord wat U vir Martha gesê het, Here, het U met my gespreek en ek het ag geslaan op wat U sê, en Here, ek besluit nou om die goeie deel te kies, elke dag, Here, elke dag, saam met my man, saam met my kinders, Here, saam met almal. Wanneer ek, Here, by my huis, sal ons begin, Here, ons as huisgesin, Here, ons gaan kies om die goeie deel te kies. Ons kies dit vandag, Here, om daagliks nie woordswarts nie, maar om ordentlik stil te sit aan U voete en te luister na U woorde, om saam te luister en saam daaroor, Here, te praat oor wat U sê. Spreek met ons kies, ek en my huis. Here, ons wil nie sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien nie. Here, ek en my huis, ons gaan die Here dien en ons gaan luister. Ons gaan die goeie deel elke dag kies, sodat my kinders, sodat ek, myself, my man, my vrou, Here, sodat ons die dag begin met die
goeie deel. En u goeie deel uitdra daar na buite toe. Dankie Here, ek gee vandag myself en ek gee myself weer aan u oor. En ek kies vandag weer die goeie deel. Lei my, bewaar my, dat ek elke dag die goeie deel kan kies in Jesus naam. Amen. Amen en amen. Prys die Here. Dankie Here. Ja, weet jy, dankie Here, baie dankie vir baie jare het ek gedink, nou wat is die goeie deel regtig wat sy nou gekies het? Want sy het net daar gesit. En dankie Here vir u openbaring van hierdie woord. Ontvang dan die Here se seën op die goeie deel wat jy gekies het, vandag weer gekies het. Die Here sê vir jou, eers in Hebreëus, Yerechocheta Adonai Ishmarecha, Yair Adonai Pawanilecha, Wechochonechta, Yesa Adonai Pawanilecha, We Asimlecha, Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees as jy die goeie deel kies, en hy sal jou ophef en aan jou vrede gee. Amen. Gaan, kies die goeie deel van luister wat die Here sê.